Kom ons gaan aan met Ezekiel lesie nommer 3, en in lesie nommer 2 het ons gesien dat God het vir Ezekiel klomp opdragte gegee wat hy moes uitvoer, soos byvoorbeeld homself vasbind met toue, dan moet hy op die een sy lê, dan op die ander sy lê, hy moet sy kos gaar maak op mense afval, hy moet sy hare afsny en dit weeg, ons in 3 verskillende stukkies. Nou in hoofstuk 12 gee die Here weer vir Ezekiel 'n aksie om uit te voer. Hy sê vir hom, wees 'n sinnebeeld van iemand wat in ballingskap ingaan. Breek 'n gat in die muur en in die aand moet hy uittrek soos 'n baling. Want miskien sal die volk dit sien en dit hoor, so dit aanhalings gesit, want dan gaan daar kan hulle dan verstaan wat Ezekiel besig is om vir hulle te sê. Ezekiel sê, ek is julle sinnebeeld, soos ek gedoen het, so sal met hulle gedoen word. In ballingskap en gevangenskap sal hulle gaan, dan sal hulle weet dat ek die Here is. En dan terwyl hulle dan uitgaan as balinge, dan, wat moet Ezekiel doen? Jy moet jou brood met bewing eet en jou water met siddering en kommer drink. Want hulle sal hulle brood met kommer eet en hulle water in stomme smart drink, sodat hulle land van sy volheid beroof, woes lê vanweë die geweldpleging van almal wat daarin woon. So God gebruik vir Ezekiel om vir die volk te sê dat as julle aanhou soos julle aanhou, gaan julle uitgeneem word in ballingskap. Dit gaan 'n moeilike tyd wees. Julle gaan min kos hê en die bietjie kos wat julle het, gaan julle eet met bewing, want dit gaan 'n verskriklike tydperk wees. Nou wie van julle hoor ook nou al vir jare dat Jesus gaan terugkom? Ons hoor dit al vanaf ons klein is. En daar is mense wat sê, ag man, dit gaan nooit gebeur nie. Dit het ook gebeur in die tyd van Ezekiel. Die mense het gesê in hoofstuk 12 vers 22, die dae gaan voort en van al die gesigte kom niks nie. En die Here sê vir hulle, ek maak 'n einde aan hierdie spreekwoord. Die dae is naby. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur, dit sal nie meer uitgestel word nie. Soos ja, dit word ook al vir jare gesê, seker ook al amper vir 'n generasie lank, sê God vir die syde, dat as hulle aanhou soos hulle aanhou, gaan hulle uitgeneem word in ballingskap. Maar ek dink Ezekiel is een van die profete wat die naaste is aan die einde, want onthou Ezekiel is die tweede groep wat uitgevat was deur ballingskap. So God sê, dit is nou die tyd, en daai waar die mense sê dat dit gaan net nooit tot vervulling kom nie, want dit gaan in Ezekiel hulle se tyd tot vervulling kom. Die Here gee toe weer 'n opdrag aan Ezekiel om te profeteer teen die valse profete. 13 vers 3 sê, weet die dwaase profete wat agter hulle eie gees aanwandel. Valse profete verlei die volk deur te sê, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. As die volk 'n muur bou, dan bepleister hulle dit met los kalk. Die volk het hulle vertroue gesit in vals profeseë. Hulle woorde het goed geklink, maar dit het geen substance nie. Kalk sal nooit staande bly as die reën kom nie. En ons sien dat God waarsku hulle dat sy grimmigheid is op pad. Vers 13, ek sal 'n stormwind in my grimmigheid laat losbreek, en daar sal 'n oorstromende stortreën kom in my toren, en haalstene in grimmigheid tot vernietiging. En kyk, daar val die muur. So God se grimmigheid gaan kom soos reën, en dan gaan hy kalk teen die mure nie meer daar kan bly nie. 14 vers 6 sê, bekeer julle en wend julle af van julle drekgode en wend julle aangesig af van al julle gruwels, anders sal hulle verdelg word. So ons het nou mos al gesien dat God sê vir die volk, bekeer julle, want oordeel is op pad, julle is onrein. En dan gaan 'n tyd van swaar kry kom, want julle tyd is klaar, want daar is 'n judgment op pad. So ons gaan nou kyk na hierdie spesifieke judgment. 14 vers 13 sê, as 'n land teen my sondig deur trou breek, al was Noag, Daniël en Job in die land, sou hulle eie geregtigheid net hulle eie siele red. Nou hoekom noem God nou juist hierdie 3 name? Kom ons kyk wat het elkeen van daai gedoen. Noag, omdat Noag regverdig was, het God hom en sy familie gered. So een regverdige het 'n hele familie gered. Daniël, hy het Nebukadnesar se droom en uitlegging bekend gemaak en daardeur al die geleerdes se lewens gered. Wat het Job gedoen? Job het offers gebring vir sy kinders. En miskien het, dit staan in Job 1 vers 5, miskien het my kinders gesondig. So het Job altyd gedoen. So Job het jammer gesê vir God namens sy kinders. So Job het, jy weet, vir sy kinders ingetree. En hierso sê God, daar staan hierdie mense voor my wat intree namens ander mense. Elke persoon gaan vir sy eie sonde moet betaal. Hierdie 3, Noag, Daniël en Job, het die mense om hulle gered. Maar daar kom 'n tyd waar elkeen voor God gaan staan en elkeen gaan vir sy eie sonde moet vergeld. Vers 16 sê, al was hierdie 3 manne daarin, so dis in Jerusalem, sou hulle geen seuns of dogters het nie. Net hulle sou gered geword het. So daarom sê ek hier sodat 'n regverdige judgment sal gedoen word. Nou God is ongelooflik lief vir sy vrou Israel, maar sy pleeg die heeltyd egbreek deur ander gode te aanbid. En hierso sê ek, jy was op die oop veld gegooi,
Dit is wat God nou van Israel sê. Ek het jou met my vleuel toegedek en jy het myne geword. Ek het jou 'n pragtige kroon gegee, maar jy het jouself gegee aan elkeen wat verbykom sonder skaamte. Hoe smagtend is jou hart, die werk van 'n onbeskaamde hoer. Terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem. Die ergste is, 'n hoer word betaal, maar Israel moes haar minnaars betaal. So hierso sê God vir Israel, ek is so lief vir jou, ek het jou opgetel, ek het vir jou voorsien. En wat gaan doen jy? Jy gaan pleeg egbreek agter my rug. Elkeen van ons het 'n honger in ons, wat ons probeer vul met wêreldse en vleeslike begeertes. Dalk sal geld daardie honger binne jou stil kry, dalk verhoudings, dalk drank en verslawings, maar die enigste manier om daardie leemte in jou te vul is met Jesus. Al daardie vleeslike begeertes gaan net van jou vat, dit gaan net neem. Jy gaan betaal, jy gaan geen vergoeding daarvan kry nie, net hartseer, siekte en armoede. Nou Israel het die heeltyd nuwe afgode aangeneem soos hulle van nuus gehoor het, die van Egipte, Kanaan, Assirië. Die Here sê op die einde gaan Israel net kaal staan voor haar minnaars. Jy soek hulle mos, hulle kan jou kry, maar hulle gaan jou kaal laat op die einde. 16 vers 43 sê, ek sal ook jou wandel op jou hoof laat neerkom, dis wat jy mos soek. Vers 59 sê, ja, ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminnig het deur die verbond te verbreek. Maar God sê, ek is steeds lief vir jou. Ek sal dink aan my verbond en 'n ewige verbond oprig. Vers 16, dan sal jy aan jou weer dink en skaam wees. God sal vir Israel versoening bewek. So op die einde, God eindig altyd sy stories deur te sê, maar op die einde is daar hoop. So hier sê hy vir Israel dat jy het my gecheat en ek gaan vir jou gee wat jy wil hê. Jy soek mos al 'n ander mans, nou vat hulle dan vir jou. Maar God is so lief vir Israel dat op die einde gaan hy alweer terugvat. Okay, so hierso gaan ons aan by hoofstuk 17 en God gee vir die volke raaisel. Hy sê, 'n groot arend het op die top van Libanon seder gevat en het neergesit in die stad van koopmans en van die saad van die land geneem en na baie waters weggeneem, waar dit 'n groot wingerdstok geword het. En toe staan nog 'n arend, maar die wingerdstok het na die tweede arend gebuig en daarom het die wingerdstok uitgedroog. So wat is hierdie raaisel wat die Here nou vir die volk gee? Die betekenis is dat koning Nebukadneser het die koninklikes en die vorste van die land geneem as balinge en 'n verbond met Israel gesluit. Dit is mos nou die tweede laaste koning en dan die laaste een Zedekia. Nebukadneser het koning Joachim in ballingskap ingeneem en koning Zedekia op die troon van Israel gesit. Koning Joachim het teen koning Nebukadneser gerebelleer, ten spyte van die verbond, en hy toe gaan hulp vra in Egipte. Daarom sê God, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis in die plek waar die koning woon, wat hom woning gemaak het, wie se eed hy geminag en wie se verbond hy verbreek het, by hom binne in Babel sal hy sterwe. Nou in hierdie stuk kan mens ook beter verstaan waarom die tweede laaste koning van Juda gesterf het in Babylon. Hy het gejok en 'n verbond gesluit met Nebukadneser wat hy op die einde gebreek het. God verwag van ons om te doen wat reg is. 'n Verbond in God se oë is 'n baie sterk belofte en om dan daarteen te gaan is verkeerd in God se oë. Nou Israel se konings het hulle in die steek gelaat. Hulle het nie die verbond gehou tussen die volk en God nie, maar God het 'n plan. Vers 22 sê, dan sal ek self van die verhewe top van die seders uit Dawid uit 'n staggie neem en dit insit. Van die boonste van sy lootjie sal ek 'n teerpuntjie afpluk en self dit plant op 'n hoë en verhewe berg. Op die hoë berg van Israel sal ek dit plant en dit sal takke voortbring en vrugte dra en 'n heerlike seder word, sodat al die voëls, nou ek het dit onderstreep, van selfs die heidene, van allerhande vere daaronder kan woon en die skaduwee van sy takke sal hulle woon. So ons weet as jy mooi dit lees, kan jy agterkom dat hierso praat hy van Jesus. So ja, julle konings het julle in die steek gelaat. Die konings het nie die verbond gehou tussen die volk en God nie, maar die Here het 'n plan dat hy weet binnekort gaan daar 'n verlosser kom en sy naam is Jesus. En dan onder hierdie spesifieke boom, dan gaan al die voëls kan kom nes maak. Daarom sê dit dat Jesus is vir almal, is nie net vir die Jode nie. Nou God wil weet waarom sê Israel dat die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. So wat die volk eintlik sê, dat die volk sê dat die weg van die Here is nie reg nie, so hy sê dis unfair. Nou wat beteken dit? Dit beteken eintlik dat die vorige generasie het gesondig en nou moet hierdie generasie daarvoor betaal, wat absolute leuen is. Israel kruip agter die leuen weg, net sodat hulle nie hoef te erken dat die fout lê eintlik by hulle nie.
So God antwoord hulle, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. As jy jou bekeer, sal jy lewe. Ek het nie behaag in die wat sterf nie. So wat hier so gebeur is, oral onder die kinders van Israel sal hulle sê dat dit wat nou met hulle gebeur, is as gevolg van dit wat hulle ouers gedoen het. Hulle dra die straf van hulle ouers. En God sê, dit is nie so nie. Julle is waar julle is, as gevolg van julle eie dade, elkeen betaal vir sy eie sonde. En hierso gaan hy aan en hy gebruik baie keer leeu's ook, as hy praat van koninkryke en konings. Jou moeder was 'n leeuwin tussen die leeu's. Juda was 'n koninkryk tussen die koninkryke, dis wat dit beteken. In hoofstuk 19 lees jy van Israel se kleintjies, die leeuwin se babas, wat groot word, maar mense begin eet. Iets wat leeu's nie veronderstel is om te doen nie. So Israel se konings het in die verkeerde weë gewandel. Ons sien een van haar kleintjies was gevang en na Egipte geneem, en dit is dan Joahaz. So jy lees dit in 2 Konings 23 vers 33. Nog 'n kleintjie, ook prooi verskeurende mense geëet, maar hy was in 'n hok na Babylon geneem, en dit is Jojakim. Nou 4 het uit die wingerdstok uit Israel uit dit verteer. Israel was verantwoordelik vir hulle eie val, en dit is in die tyd van Zedekia. Daarso in Jojakim 2 Konings 25. So God gebruik die spieelbeeld van 'n leeu om te sê ja, dat die leeu het babetjies gekry, maar elkeen van hierdie babetjies het die verkeerde pad gevolg, hulle het mense geëet, en wat hy daarmee bedoel is, die leeu is dan nou die syde, en die syde se konings het gedoen wat verkeerd was. Nou kan ons aangaan met hoofstuk 20. Die oudstes van Israel wou met God raadpleeg. God sê, kom julle om my te raadpleeg? So waar as ek leef, ek laat my nie deur julle raadpleeg nie. God herinner hulle aan al hulle gruwels. Vers 8 sê, niemand het hulle drakgode van Egipte laat staan nie, maar die huis van Israel was wederstrewig teen my in die woestyn. Toe ek hulle in die land gebring het, het hulle uitgekyk na al die hoë heuwels en daar hulle aanstootlike offergawes gegee, so die volk het egbreek gepleeg. So God sê, al die pad van Egipte, in die woestyn, in die land, het julle nie een keer my alleen as God aanbid nie. Daarom, vers 35, en ek sal julle bring in die woestyn van die volke, so hy gaan hulle verstrooi. Israel sal brand van die noorde tot die suide, maar, vers 41, as 'n lieflike geur sal ek 'n behaag in julle hê, wanneer ek julle uit die volke uitlei en julle uit die lande versamel. Weereens, hier's weer 'n voorbeeld waar God vir Israel gaan sê dat ja, daar kom nou grimmigheid op julle neer as gevolg van julle dade, maar op die einde gaan daar weer versoening wees. Dis die storie van God, daar is altyd hoop aan die einde. Dan sê ek, die oordeel is op pad, vers 3, sê hy, kyk, ek het dit teen jou, en ek sal my swaard uit sy skede trek, en uit jou uitroei die regverdige en die goddelose. Nou, onthou, die hele volk gaan uit die land uitgeneem word deur Babylon, die regverdige en die onregverdige. Vers 9, 'n swaard skerp gemaak en geskuur om soos weerlig te wees. So God het eintlik hierdie swaard voorberei om vir Israel, jy weet, te straf vir hulle dade. Nie straf nie, dit wat hulle doen, gaan hy met hulle doen. En dit gaan 'n tyd van swaarigheid wees. Sug voor hulle oë oor die tyding, want dit kom en elke hart sal versmelt. Nou is daar nog 'n aksie wat gaan gebeur. Vers 19 sê God vir Ezekiel, maak vir jou 2 paaie van waar die swaard van Babel kom. So wat hy hiermee bedoel is, onthou, Babel is besig om al die lande oor te neem. Babel is nou nog nie by Israel nie. So nou maak hy 'n pad wat sê dat die pad waar op Babel gaan kom, en dan aan die linkerkant, as Babel links draai, gaan hy na die Ammoniete toe, maar as hy regs draai, dan gaan hy na die Israeliete toe. So Babel gaan al sy waarsêery vra, wat se kant om te gaan, en dan op die einde gaan dit wees, vers 22, Jerusalem. Vers 25, God sê vir Juda, julle is onheilig, julle is goddeloos, pynhoop, 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 sal ek dit maak. So God sê, dit is wat gaan gebeur. Dit het nou nog nie gebeur nie, maar God deur Ezekiel wys vir die volk dat Babel is op pad. Dan gaan Babel by 'n kruispunt kom. Dan moet hy besluit, gaan ek eers vir die Ammoniete aanval of gaan ek eers vir die Israeliete aanval? En dan gaan die koning van Babel vir al sy waarsêers vra dat hulle moet klomp goedjies doen, en dan gaan hierdie spesifieke antwoord, die lot, dan op Israel val, en dan gaan Israel 'n pynhoop word. Maar die Here los die volk altyd met hoop.
hoop van 'n Messias wat hulle gaan kom verlos, hoop van 'n koning wat vir hulle vrede gaan bring. Ja, Israel gaan in pynhoop eindig totdat, vers 27, tot hy kom wat daarop reg het en aan hom sal ek dit gee. Nou as gevolg van ons hoogmoed is ons nie altyd bewus van ons sondes nie. Ons hou daarvan om te sê, why do bad things happen to good people? Nou Israel was ook nie bewus van hulle sondes nie. En wat was hulle sondes? Hulle het bloed vergiet, hulle het afgode aanbid, hulle het wees en weduwees verdruk, hulle het onregverdige wins gemaak, hulle was betrokke met seksuele sondes, die priesters het die woord van God verkrag, daar was valse profete, hulle het God vergeet. Dis nie eenvoudig nie, ek bedoel, hoeveel keer vergeet ons God? Ons sê ons gaan elke aand bid en volgende oggend as ons wakker skrik kan besef ons, ja, ek het vergeet. Vers 31, daarom het ek my toorn oor hulle uitgegiet. Hulle wandel het ek op hulle hoof laat neerkom. So is eintlik, dis hoor gou soos ek gaan een van daai vat. As ons van God vergeet, weet jy wat gaan dan gebeur? God gaan van ons vergeet. Dis hoe God se grimmigheid werk, sy judgment werk. Dit wat jy doen, gaan ek met jou doen. So, nou is die weer 'n storie wat God nou vir die volk vertel. Hy sê, daar was 2 vroue, dogters van een moeder, Ohala, wat beteken her tent. So, daar was 2 vroue, die een se naam is Ohala en die ander een is Ohaliba. Nou, wat beteken elkeen? Die ene beteken her tent en die ander een beteken my tent is in her. So as jy dan nou mooi gaan dink, beteken dit is die noorde en die suide. So dis Samaria en Jerusalem. Want onthou, in die noorde gedeelte het hulle mos hulle eie beelde gemaak, goue beelde, want hulle wou nie gehad dat die mense moes afgegaan het na Jerusalem toe waar die regte tempel is nie. Daarom is die tweede ene die suide, want dit beteken my tent is in her, dit is waar die regte tempel was. En hierso sê God, en hulle het myne geword. So die noorde en die suide het God sin geword. Ohala, die noorde het gesmag na haar minnaars terwyl sy my vrou was. Daarom het ek haar oorgegee aan Aser, na wie sy so gesmag het. Onthou, egbreek in die gees beteken ander gode aanbid. So die noorde het ander afgode aanbid en elke nuwe afgod wat in die mark kom, wou hulle probeer. Selfs toe die Assiriërs in die prentjie kom, toe jag die Israeliete hulle maniere na. Oholiba, dis nou die suide, haar hoerery was erger as haar suster. Sy het gesmag na die kinders van Babel. En ek sal jou minnaars van alle kante af teen jou aanbring, omdat jy my vergeet het. Vers 29, ja, jou skandelike dade en jou hoerery het jou dit aangedoen, deurdat jy agter nasies aangehoreer het, en omdat jy met hulle drekgode verontreinig is. So hy maak 'n spieelbeeld van die noorde en die suide, is 2 vroue, want onthou God is getroud met sy volk. Die noordelike vrou het agter Aser aangegaan, en die suidelike vrou het agter Babel aangegaan, en op die einde het God gesê, is reg gegaan maar. Okay, so die volk weet wat is die nagevolge van 'n vrou wat egbreek pleeg volgens Moses se wet. Vers 47, en die vergadering moet hulle stenig. So as jy egbreker is, moet jy doodgemaak word. Vers 48, so sal ek dan die skandelike dade uit die land laat ophou, dat al die vroue hulle kan laat waarsku. So onthou, dit is wat God eintlik probeer het toe hy die noorde in ballingskap uitgevat het. Hy het 'n voorbeeld van hulle gemaak en gesê, kyk wat gebeur as jy afgode aanbid. So dis wat hy hierso sê, hy wil die dade uitwis, sodat die ander vroue daaruit kan waarsku. Maar dit het toe nou nie gebeur nie, die suide was bietjie blind gewees. Nou die volk vergeet van hulle God, hulle jaag rykdom in hoofstuk 7, hulle is besig met afgodery, hoofstuk 6, hulle profete bring bedrieglike woorde, hoofstuk 13, Nou Israel is soos 'n bredie wat gemaak is in 'n pot vol roes. Dit is waardeloos. Jy moet dit alles uitgooi. Mens kan dit nie eet nie. 24 vers 12 sê dit het my met moeite oorlaai en sy baie roes gaan nie van hom af nie. Sy roes moet die vuur in. Nou die volgende hoofstuk is 'n bietjie 'n moeilike een om te verstaan, maar ek dink nie ons as mens gaan altyd verstaan nie. Ons moet God vertrou. Hy weet wat hy doen en ek dink ook ons moet besef dat God is God. Ons as mense is nie sy gelyke nie. As jy byvoorbeeld dinge in jou lewe nie verstaan nie, as jy welkom om vir God te sê jy verstaan nie, jy is welkom om met hom te worstel net soos Jakob, maar moet nooit God aanvat oordat jy dink sy plan maak nie sin nie. Onthou, ons is mens. Sien nie altyd die volle prentjie nie, ons sien net ons gedeelte van die storie. God sien die globale storie. Nou wat ek bedoel is 'n moeilike stukkie om te verstaan, dat 'n sware slag tref Esekiel, vers 15, Esekiel se vrou gaan dood, en God sê aan hom, hy mag nie rouklag nie, hy mag nie treur nie.
God gebruik die profete om vir die volk lesse te leer, dit is sinnebeelde. Israel is sy vrou, die tempel is sy woning. Dit maak God seer om dit te verloor. God sê vir die volk in vers 21, ek sal my heiligdom ontheilig, die glorie van julle sterkte, die lus van julle oë, die medelyde van julle siel, en julle seuns en julle dogters wat julle laat agterbly het, sal deur die swaard val. Net soos Esekiel se vrou, wat ook genoem word die lus van sy oë, gesterf het, so gaan Israel se lus van hulle oë ook sterf. Net so sal die volk ook in stilte rou klaag. Julle sal wegteer in julle ongeregtighede en sug. So dis eintlik 'n baie harde ding wat met Esekiel gebeur. Net sodat die volk 'n les leer en jy gaan sien op die einde leer hulle nie eens 'n les nie. God of Esekiel se vrou gaan dood. Esekiel mag nie huil nie. En dit is sy hart se punt. Hy is lief vir haar. En God probeer eintlik vir die volk sê dat julle was vir so verskriklik lief, nie vir God nie, maar vir die tempel, en julle gaan julle tempel verloor. En dan wil ek net afsluit hierdie les sê, maar so oulik al is God kwaad vir die volk, is hy nog steeds lief vir die volk, en hierdie prentjie het my aan dit laat dink. Love is caring for each other even when you're angry.